Die Bijbel sê dat aan die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters. Maar die Gees van God het oor die waters gesweef. En toe het God eers gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Terwyl ek hierdie gedeelte lees, manne van die Here, besef ek dat God is 'n goeie God. God is 'n God van groei. God is 'n God van vordering. God is 'n God van genesing. God is 'n God van redding. God is 'n God wat nie iets sal maak en dit dood sal wees nie. Maar op hierdie spesifieke tyd het God die hemel en die aarde gemaak, maar dit was droog. God het iets gemaak en dit mense sou dit kon gesien het en gesê dat iets kan nie gebeur met dit wat God gemaak het. Want dit was droog en dit was leeg en dit was onbewoonbaar. Met ander woorde, geen mens kan daarop gewoon het nie, geen alien kan daarop gewoon het nie, want dit was onbewoonbaar. As jy kerk nog met my? Jy is gevang met mooi. Want dit is iets wat God gemaak het, maar diezelfde God wat dit gemaak het, dit is droog. Dit is droog. En ek kon nie verstaan, Here, hoekom sou U iets maak en dit is droog en dit is onbewoonbaar? Want gewoonlik as 'n mens aan God dink, as hy iets doen, 'n mens sê mos altyd dat God vat van niks, come on man, dan maak hy iets. Kan ek weer sê? Vir ons wat niks was, het hy iets gekom maak. Amen. En God maak hierdie droë, onbewoonbare aarde. En 6 dae vat hy en hy belê aan hierdie aarde. Here, ek kan bid. Ek weet sommer wie ek praat nie. Maar omstandighede kan afdroog lyk. Maar as God dit in belê, halleluja, as God se woord dit gemanifesteer het, dan kan daar nog lig wees. En God vat 6 dae en hy belê aan hierdie droë, onbewoonbare ding. En die Bybel sê dat dit was God het die hemel en die aarde geskep. Nou moet gedagte dat ons hier 2 tipe maniere van skep. Die eerste skep is wanneer hy dit vorm. En die tweede skep is wanneer hy dit voortbring. Oh, come on. En God bring dit voort. Met ander woorde, wanneer ons 'n huis bou en ons skep 'n huis, dan bou ons dit blokkie vir blokkie vir blokkie. Maar wanneer God iets in jou lewe skep, dan bring hy dit voor. Hy sê, laat daar 'n huis wees. En die huis kom met sy totaliteit, kom net so in, dit hoef nie gebou te word nie, want die meubels is in. Hy het gesê, laat daar 'n huis wees. 'n Huis is nie leeg nie, 'n huis is nie droog nie. Hy het gesê, laat daar 'n huis wees. Met ander woorde, daar is potensiaal in hierdie dinge wat God gespreek het. En God noem dit. En hy sê, kom ons doen dit. Maar die treffende skrif wat my so by my bly, net ons aan met die volgende net hier kort is deel, is dat God het gesê. God het gesê. Aan die begin het God gesê. Ek weet wat die dokter gesê het, maar God het gesê. Ek weet wat my CD sê, maar God het gesê. Ek weet hoe omstandighede lyk, maar God het gesê. Ja, ek weet wat die dokter gesê het. Ek weet ek was dokter toen ek 'n uitslag gekry, maar God het gesê. Hoekom ek is in my siekte wees en op 'n sterfbed lê en dan gaan sê hulle vir my, die dokter sê ons kan niks meer doen nie. Dan sê ek, maar God het die laaste gesê. Nee. God het die eerste gesê, want God het gesê. As God genoeg belê in my lewe in, dan kan dit mos nie wees dat dit droog gaan wees. Van na 6 dae, dan gaan die hele hemel en aarde versprei wees en dit gaan mooi wees. Gaan kyk op Google, ek raai aan. Gaan kyk op Google hoe lyk die aarde. Sy sê kan sê dat dit was onbewoonbaar. Gaan kyk hoe lyk Tafelberg. Gaan kyk hoe lyk Parys. Gaan kyk hoe lyk Dubai. Gaan kyk hoe lyk die plekke man. Dit is wat God gemaak het. Mense het dit nie gemaak nie, maar dit was in die begin onbewoonbaar. Maar dit God belê in dit in. Ek weet mos God moet belê in my lewe man. Ek glo nie mense kan belê in my lewe, maar as God gesê het. Ek weet nie sommer wie praat, maar as God gesê het. Ek weet nie hoe ek dit weet nie, maar as God gesê het. As God dan vir my is, wie kan teen my wees? Want weet jy wat sê? God het gesê. En wanneer God het gesê het, maak nie saak hoe droog my omstandighede lyk. Maak nie saak hoe onbewoonbaar my omstandighede. Maak nie saak hoe die atmosfeer by my werk is. As God gesê het,
Here, ek sal wat dit. Weet jy, as 'n mens meditate op hierdie skrif, sal jy soveel dinge agterkom. Maar die eerste keer ek dit gelees het 'n mens gelees, God het gesê, maar dit begin dat God het belê, sit daar aan hierdie ding in. Dan kan my omstandighede mos dieselfde by nie. Ek weet my omstandighede lyk nou so en dit lyk droog, maar as God belê, dit is hoe ander mense in die lewe moet praat. Dit is hoe ander mense se opinies nie moet tel nie. Van hy is my raadsman. Hy is my sterke God. Hy is my ewige Vader. Hy is my vredevorst. Sodra ons luister na wat iemand anders gesê het, mense woord kan nie dit doen nie, die duiwel se woord kan nie dit doen nie, maar God se woord, my suster, as lewend, en kragtig, en dit ondersoek, en dit sny deur mug en deur, waar die snydokter nie kan sny nie, sal die woord van God binne in jou gees insny, dat sit die man as jy op knieë kom, en wat mense al die jare vir gesê, kan dit nie doen nie, maar God se woord is lewend, en dis kragtig. Maar dit sê ons so kry. Wie het gesê? Wie het gesê? As ons staan in die huwelik, wie het so gesê? Ek stel nie belang aan wat God gesê het. En die van die af. Maar ek stel nie belang aan wat God in my lewe gesê het. Want as hy sê laat daar lig is, dan sal daar lig is. As hy sê laat daar waters uitkom, dan sal daar waters uitkom. As hy sê dat die aarde mekaar is in verskillende lande, maar dan sal dit wees soos wat hy dit gesê het. Maar dan moes die ander mense sê in my lewe, want dit is net God wat gesê het. En moenie laat ons op die onvrydag teen die einde sê, wanneer hulle het so gesê, God het ook dat gesê, nee, God sê aan die begin, want hy is die Alpha en hy is die Omega. Hy is die begin en hy is die einde. Ek hoor van wat die Griekse woord sê, met die Alpha en Omega beteken, die Griekse woorde letters van A en van Z. So hy is my A en hy is my Z. Hy is my A, B, C, D, come on man. En jy volg dit? So hy is alles in die alfabet, as hy vir my. Glory to God. Wees geseën, gaan in die week in die baris, en laat ons weet, wat ook al die duiwel te sê, God het gesê. Iemand sê dit saam met my, God het gesê. Sê dit saam met my, God het gesê. Ek weet wat die dokter gesê het, maar God het gesê. Ja, ek weet wat die begrafenisondernemer gesê het, maar God het gesê. Ek weet wat jou suster en jou broer gesê het, toe sy met die sinnes toe in jou kom, maar God het gesê. Ek weet wat die politiek sê, maar God het gesê. Ek weet wat die politiek sê, maar God het gesê. Ek weet wat bankermeester sê, maar God het gesê. Ja, ek weet wat die hoof gesê het, maar God het gesê. Dit maak nie saak wat God te sê in jou lewe. Kom ons staan kerk van die Here, dan gee ons die Here prys as u wil, want ek weet dat die Here 'n waarmaker is van sy woord. Sy